Goeiedag kerels, sparrows en squirrels is as so woord. Man, ek het nou vir julle baie goeie nuus hierso. 'n Interessante nuus wat ek graag wil deel. Ek en nou Aiden het nou onlangs baie gepraat oor hierdie manne. En ons het altyd nou besluit om hierdie twee manne 'n kans te gee. Hierdie twee manne in die maatskappy 'n kans te gee. En hulle noem hulle self Boya. En hierdie manne se mikrofone, my maat, dis fantasties. Die klank wat julle nou hier hoor, kom vanuit die Boya BY-M1 mikrofoon. Hy is 'n lapel mikrofoon, maar julle sal skrik as julle sien hoe goedkoop is hy. As julle vir hom gaan soek, hy is so goedkoop, maar die klank wat hierdie ding vir jou gee, is net eenvoudig bobas. Kyk, ek sê net nou vir Aiden ook, jy weet, en vir my ander vriende, as ek nou daai tyd, ek weet nou nie hoe lank is Boya al aan die gang nie, ons het nou eers onlangs laas jaar van hulle uitgevind, maar as ek nou moes kies tussen AKG en Boya daai tyd vir 'n gekondenseerde mikrofoon, dan sou dit 'n baie moeilike keuse gewees het. Maar nietemin, kom ons gaan 'n bietjie oor eers 'n bietjie die keeltjie net 'n bietjie reg kry. Kom ons gaan 'n bietjie oor na iets toe wat ek nog nooit met julle gedeel het nie, die sogenaamde woesterdramas. Nou, ek het so 'n liedjie geskryf daaroor, maar ek het nog nie kans gekry om die ding te maak nie. So toe besluit ek nou, ek gaan nou vandag maar vir julle sê wat het daar gebeur, jy weet, in die sogenaamde woesterdramas. Nou, man, ons het 'n ouetjie saam met ons op skool gehad, wat vreeslik baie gepraat het, en almal het gesien die man ook, as jy nou met hom gestwee het en so aan, het 'n vreeslike harde kop, jy weet, en die dag toe besluit hy nou nee, hy is nou nie lus om tot na studietyd te bly nie, en een of ander rede wil hy nou vroeër by die klas uit, jy weet, en daar was altyd sulke horkies gewees waar die ouens baie maklik uitgeklim het. Ek onder andere was nooit in my lewe, verklap nou geheim op YouTube, ek was nooit in my lewe in die standaard 3 klas in Woester nie, nooit, behalwe een keer, wat ek deur daai horkies moes geklim het om 'n bal uit te haal, het ons kan cricket speel, dis die enigste keer, maar die ou besluit toe nou nie, hy wil nou sommer by die horkies uitvoeter, jy weet, dan gaan niemand mos nou sien het hy daar uitgegaan nie, en hy weet, hy kan nie by die deur uitgaan nie, dis moeilikheid soek, dan gaan hulle hom sien, man en hy klim, en hy weet nie of hy nou te haastig was of wat nie, maar toe val die man nou uit, en hy val so koep, met sy harde dop so op die sement, jy weet, en ons het altyd gesê, jy weet, voor die tyd was hy ou bietjie snaakserig, maar na die tyd was hy heeltemal mag. En die ander storie wat ek in die tweede versie ingebring het, kyk, dit was nou van die bestes wat jy nou in die lewe kon sien. Ons gaan die aand, kyk, ons het ons altyd in die middag, dat het so gewerk, jy het skool toe gegaan, en dan het jy nou 2 pauses gehad uit die af van die saak, en dan het jy nou in die middag, na jy geëet het, jy weet, dan het jy nou maar bietjie gaan rus, maar okay, almal het nie gerus nie, baie ouens het maar meer musiek gemaak in daai tyd as enig iets anders, en dit was gewoonlik ook die tyd waarna keyboard gespeel is, en die tipe van klas goed, maar nou, wat dan nou gebeur het is, jy het, ek is nou jokkers, ek sê van wanneer af, ek dink het was van 2 uur af, tot 4 uur, rustyd gehad, en dan 4 uur het jy, nee ek jok, dis nie so erg, 2 uur tot 3 uur, was dit rustyd, en dan van 3 uur af tot 4 uur kon jy nou maar bietjie jol, en dan gaan jy studie toe, as ek reg kan onthou, maar in elk geval, ons is toe nou studie toe, van 4 tot 5, en ons kom terug, en ons kom eet, man, en ons allemaal kyk so, ons sien maar een oukie is nie hier nie, waar is die ou nou, hy is net weg, niemand weet waar is hy nie, hy is soos net verdwyn, ons kyk rond, ons sien hom nie, ons allemaal wonder nou, ons vraag maar waar is hy nie, niemand weet waar is hy nie, man, en ons het net so klaar geëet, gelukkig is ek toe nog by, jy weet, ek is maar so ou wat lang eet, so gelukkig, dankie toch daarvoor, ek het eendag my vriend gesê, hy het so vinnig klaar gemaak met sy pizza, ek is met die tweede stuk bezig, hy is al klaar, ek sê vir my, maar jy speel nie met die pizza nie, hy sê nie, hy eet het, maar in elk geval, nou, kyk ons kry nie die ou nie, nou, ek het net so klaar geëet, toe kom hy daar aan, ons sê, nou, nee, sê hy, blijkbaar, het hy in studie aan die slaap geraak, en die juffrou het dit nie agtergekom nie, of die onnie, wie ook al betrokke, het dit nie agtergekom nie, toe loop los hom net daar, toe sluit hom sommer toe, jy weet, toe moes hy ook nou, wat deur die horkies klim, kan uitkom, so dis in die tweede ou wat deur 'n horkie klim, jy weet, maar hy het daarmee op sy kop geval, jy weet, alhoewel, hy het nogal goed gedoen vir 'n ou wat nou net wakker geword het, maar nietemin, gepraat van wakker word.
Man, die derde storie was nou die beste wat jy nog in jou lewe gesien het. Ons het altyd so 'n krat gehad waarmee ons cricket gespeel het. Nou die krat het ons altyd so agter 'n muur weggesteek, jy weet, tot iemand die ding nou ontdek het. En toe het hulle ons krat gesik en gaan cricket speel met die ding en ek het toe die ding weer teruggevat, maar toe sit ek lekker dom, toe sit ek hom waar hy was. En toe is die ander ouens 'n bietjie slimmer as ek, toe steel hulle hom weer en toe steek hulle hom weg en toe hom nie weer kry nie. Maar nietemin. Daai tyd het ons nog die krat gehad. Nou ek is vrek moeg die pouse. Kyk, ek het snaaks goed op skool aangevang. Ek het tot 4:00 die môre wakker gelê en RSG luister toe hulle nog, ja, ek dink ons moet maar liewer niks sê daaroor nie. RSG nog RSG was, maar kom ons los dit daar. In elk geval, ek het altyd hulle geluister en bietjie musiek, nuwe musiek geluister en nuwe musiek leer ken. Dis wat daai tyd RSG lekker gemaak het. Nuwe musiek geleer ken en so aan. En want natuurlik met oorfone geluister, maar dan natuurlik aan die af van die saak, as ek dan hier 6:00 opstaan, dan is ek vrek moeg want ek het 2 ure geslaap. En toe sit nou een van die betrokke daar en ek is nou vrek moeg. Ek is regtig, ek kan nie my oë oop hou nie. En ek besluit, man, ek gaan nou net bietjie daar, dis nou pouse. Maar in Woester was dit altyd eers kort pouse en toe lang pouse. Nee, ek kan dit nie, maar dit omgery in Prins of ek kan nie met nie. Ek was te lank lank in die skool, julle, ek is stokoud. Maar pouse is dit omgery in Woester en Prins of in elk geval, maar ek kan nou nie met nie. Ek dink Woester was eers lang pouse en dan kort pouse. En in Prins was dit eers kort pouse en dan lang pouse, maar nietemin maak die saak is die tweede pouse. Onthou net dit is die tweede pouse. Nou gaan sit ek daar by die krat en ek sit my kop so op my arms. Lekker sit ek nou. Weet 'n bietjie te rus, jy weet, en die volgende oomblik daar raak ek aan die slaap. En ek droom te lekker, ek kan nie eens onthou wat het ek gedroom nie. Ek word wakker, ek kyk so om, ek sien, dis nou doodstil, hier is niemand nie. Ja, maar ek spring op en ek besef nie, ek het nou dwars deur die hele pouse geslaap. Kom in die klas ingestap, die Engelse Onnie, ou meneer Brand, ons het altyd Jafja Jef genoem, ek weet nie hoekom nie, maar hulle het altyd die ou so genoem. Hy sê vir my nou, waar was jy daar, wat ek sê, nee, maar nou praat ons Engels, jy weet, ek sê, nou sê, I fell asleep outside, hy sê, David, you make my day. So dit was dan nou die 3 stories van die Woester dramas. Ek moet erken, is dan gelukkig die enigste keer wat ek op skool pouse geslaap het, jy weet, gewone pouse, maar ons besig om te jol, so. Maar nee, dit was die beste hoor. Nee, ja, ek moet sê, ek het nog geskrik dat ek daar wakker word, kyk so rond en dis doodstil, ek hoor niemand nie, en ja, was snaaks hoor. Maar ek weet nie wat een van die 3 stories was die beste nie, so daarom het ek hulle al 3 in daai Woester drama liedjie ingebring. Hoopelik eendag maak ek nog die ding. Is nog al 'n reggae song, jy weet, so ek sal nog kyk om eendag te maak, maar nietemin, dis nou dit vir nou althans, en ek hoop julle geniet die baie man, sy klank is absoluut formidabel.